DIY met Rian. Nou is er nog een projekkie wat hierdie nutsman nog nie gedoen het nie. Dan was dit om 'n lapa se dak oor te dek. Nou hier is 'n perfekte lapaatjie wat ons gaan regmaak en ek het geweet een of ander tyd sal ek moet so iets doen. Wat nou lekker is van hierdie lapa, sy konstruksie, sy houtwerk, is nog alles perfek en ons kan dit gebruik. Maar ek dink hierdie dakkie, hy het sy dae gehad. As julle kyk, hier is verskriklik lekker kompos hierso. Jy vat hom as nou net so, dit beteken hierdie dak is nie meer lekker nie. Nou ek weet ook, hierdie is nie doen dit jouself werk nie, maar ons kan baie leer om op die regte manier te doen. En dis waarom ek vir Red Roof Thatching gekry het, om vir my te help om dit te doen. En miskien kan ons net 'n nuwe laagie opsit, hoef ons nie die hele dak af te gooi nie. Want dit is 'n splinter nuwe lapa. Maar met nadere ondersoek blyk dit dat die dekwerk maar die tip van die ysberg was, of moet ek liewer sê, die strooihalm in die grasdak was. Soos ek vir julle gesê het, om 'n dak te dek, is nie sommer te doen jouself werk en die mense moet die professionele mense inkry. En dis waarom ek vir Hanro van Red Roof Thatching hier so by my het. Nou Hanro, nou hierdie dak, wat sê jy, kan ons maar net nuwe deklaagie opsit? Ongelukkig met hierdie spesifieke lapa is die nuus 'n bietjie slegter as Ja, ek het dit. so gedink. Een van die grootste probleme wat ek onmiddellik raak sien is die meeste van die pale het gebuig. Daar's bitter min van die paalelemente op hierdie dak wat voldoen aan die huidige SABS standaarde. My oog is altyd op soek na boute en moere. En die is ook onder standaard. Moenie eens praat van die kruisverstuttings nie. En die laaste ding wat jy nou wil hê as jy daar met jou bier in 'n chop sit, is 'n balk op jou kop. Hierdie lapa het duidelike tekens dat hy besig is om oor te kantel. Ja. As jy hierso saam met my kyk, jy volg daai paal se lyn saam met die grein van die muur af en hy lê oor. Maar so ook hierdie ene, so ook daai ene, so ook die agterste pale. Ja. En dit kan nie toeval wees dat almal presies ewe skeef geïnstalleer was dag 1 nie. Dit sê vir my dat hy reeds besig om oor te val. Ook 'n ernstige bekommernis is as jy nou hier kyk, hierdie grond dagal, wat ook al hier was, het ergens langs die pad uitgespoel. Ja. En hierdie ding vorm nou eintlik maar net 'n ou bakkie vir water. Ja, dit beteken ons moet maar alles hier so uithaal. As 'n lapa die moeite werd is om te doen, is dit die moeite werd om dit goed en volgens die SABS standaard te doen. En dit is die fondasie waarop Red Roof Thatching lapas bou. Hierdie dakkie is lekker vrot. Ja, dit is vrot. Hy's vrot. Alhoewel herwinning baie belangrik is, kan die grasse nie weer gebruik word om 'n volgende dak te dek nie. Nou Benoni is nou hierso besig om die dak af te haal en julle kan sien hier agter my, hy het nou so 'n vierkante meter nou afgehaal en kyk net hierdie hoop wat hierso lê. So dit help jy van daai ou bakkietjies van jou en jy probeer alles wegry tip toe nie, want die tip wil dit in elk geval ook hê nie, so jy moet dit goed eintlik verbrand. So die beste is dat Red Roof inkom, dat hulle die dak afhaal en als op hulle vragmotor ry en dan vat hulle alles weer weg. Nou hierso kan julle nou sien, dis nou daai klein lapa se dakkie wat omtrent hierdie hele 10 ton trok vol lê. So as jy net dink jy kan met jou bakkietjies die goed gaan aflaai, dan moet jy weer dink. Ons het nou genoeg strooi gepraat en dis nou tyd vir balkesaag, skuur en vernis. Red Roof Thatching glo nie in kortpaaie nie en is kwaliteitdiens en vakmanskap deel van hul daaglikse gereedskap. Hier kan jy nou die duidelike verskil sien tussen moderne spesifikasies soos dit vandag vereis word deur die SABS en die ou manier van doen, toe die industrie nog oorgelaat was aan homself. Vandag sê die SABS ons moet 'n 125 tot 150 mm regop paal minimum gebruik en hierdie is 'n klein skaars 100 mm paal. Om saam te vat, eers word die ou verrotte dekgras afgehaal en die pale afgebreek wat net weer vir ons wys, kortpaaie is dierpaaie en is 'n kenner op die regte tyd baie werd, al is jy 'n nutsman. Gelukkig het Red Roof Thatching die lapa wette onder die knie en hart en wys hulle vir ons dat die advertentiebreek net hoe om 'n lapa reg te bou. Moenie weggaan nie. Die manne begin met lus en ywer die lapa bou. Want min dinge is so lekker soos lapa kuiers en boonop verhoog dit jou en jou huis se aansien sommer baie. Maar dan moet jy seker maak jy kry die regte geakkrediteerde persone uit vir die konstruksie daarvan.
Die Suid-Afrikaanse boubedryf hersien jaarliks die regulasies om jou en jou kuiergaste se veiligheid te verseker. Enige bouprojek begin natuurlik by die fondasie. Al jou pilare moet ten minste 500 mm in die grond ingesit word. Onthou, om daardie berekeninge in gedagte te hou wanneer jy jou balke saag en meet. Maar gelukkig ken julle almal die goue reël vir doen dit jouself. Meet 2 keer en saag 1 keer. Hoe meer ek die lape spesialiste dophou en hoor van al die wette en reëls, is ek maar net te bly om te kan kers opsteek by die kenners. Julle kan sien, alles is nou sterker en netjieser, en ek is so bly as die ou konstruksie heeltemal afgebreek. Hier kan ons begin deur te sien, dis sterk wasters wat hier so is, met 'n 12 mm bout wat hier deurgaan. Die pale self, hierdie is tussen 125 en 150 mm. Nou die daklatte wat hier julle sien is lekker stewige latte. Hulle is amper 50 mm dik. Hier is die ou dingetjies wat daar gewees het hier, en hulle hou hierdie kappe ook lekker vas in mekaar. En dan ook jou stitte. Jy kan sien, hier is 'n groot balk wat nou hier deurloop. Hy hou nou weer al hierdie kappe aan mekaar vas, maar die ander netjie net deur hierdie ou laaitjies vasgehou is. En as jy kyk hier na die pale aan die onderkant, is dik pale. Hulle is seker amper 150 na 200 mm. En kyk hoe netjies is afgewerk. Jy kan sien hierdie mense van Red Roof, hulle hou van hulle werk en hulle hou daarvan dat hulle kwaliteit werk vir mense kan gee. So al wat nou moet nog gebeur, die dakkie moet klaarkom sodat die reën nie op ons dakke kan val hê. As jy vir retrofitting wil werk, moet jy net 'n kenner wees op 'n lapa bou nie, maar ook kan raakvat, gooi en raakvang, amper soos netbal. En jy kan nie enige gras gebruik om jou dak te dek nie. Nee, by my is Freddy is die supervisor hierso. Nou Freddy, hoe lank doen jy nou al die werk? Ik heb om 20 jaar in Israël. Jy doen al 20 jaar dakke, so jy weet presies wat met die dak aangaan. Ja. Nou Freddy, jy het hier begin. Al die eerste konstruksie, hoe lang gaan het vat om hierdie dak klaar te maak? Ik vat om 1 dag. Een dag? 1 dag, ja. Freddy, ons het nou hier die twee goeders. Ons het nou die dekriet hierso en ons het die gras aan daai kant. Ja. Hoekom gebruik jy hierdie twee? Hierdie ons breek onder, want ons maak met die ceiling. Dus die ceilingbeen is Ja. word nou, dus wat hulle nou daar op sit, dis iemand wat nou eerste pak, want hy is baie sterker. Ja, het is best sterk hierdie. Ons Okay. begin onder. Met hierdie en onder, en dan word hierdie dekriet, dan word die gras nou boop Ja, gepak. daar gras kom bo. Vele hande ligte werk en na 'n paar uur se sweet en meet begin die lapa al meer na 'n kuierplek lyk. Al die gras kom op die bopunt van die dak bymekaar, wat gevolglik 'n moontlike lekplek kan wees. Retrofitting gebruik 'n glasvesel dakrif om jou dak waterbestand en 'n baie netjiese afwerking te gee. Nou is dit tyd vir die grassnykunde, wat al die kosmetiese en estetiese afwerkings van die dak verseker. Na die dekgras 'n behoorlike grassny gehad het, lyk die lapa sommer soos 'n nuwe sixpence. Ek kan nie wag om hierdie dak nat te maak. Andrew, kyk as daar nou een ding is wat my beïndruk het, hierdie twee, daar was die mense wat vir jou gewerk het, die span het hier ingekom, die paaldraers was hier, die konstruksie was gedoen, en toe die dekmanne inkom, binne 'n halwe dag het jy hele ding klaar gemaak. Andrew, die dikte van hierdie dak, wat is spesifikasies is daar so? So hoe dikker hy is, hoe beter, maar dit help ook nie, jy dek baie dik, en dis los en onkompak nie. Ja. So daar's 'n kompaksie vereiste in die nuwe spesifikasies wat baie belangrik is. En as al hierdie dingetjies reg gegaan het en reg gedoen is op jou dak, kan 'n mens in Gauteng ten minste, kan 'n mens 'n verwagte lewenstyd van 'n grasdak verwag van min of meer 20 na 25 jaar met baie beperkte onderhoud. Weet jy, Andrew, hier is een van die lapas wat die mooiste is ek nog hier ingestaan het. Weet jy, hulle doen al hierdie detail, die pale, jy het hom geolie, vernis opgesit, as jy hy dobbel groen, die allemaal lyk mooi en bruin, wat baie nice is. En ek het so die dik pale wat jy ingesit, die hanebalk is daar, so hier so het jy straat wat alles stewig hou. So ek is baie trots op die werk wat julle hier so gedoen het. Weet jy, ek kyk ook na hierdie draadlatte, hulle is dik, is 'n ou dun 10 mm paaltjies wat gewees het. So soos jy sê, hierdie ou kan nou nog 25 na 30 jaar te weer hier staan. Ja, die lewensduur van hierdie struktuur is dink ek heel wat langer as wat julle gehad het. Ja. En dan die gras sal natuurlik so 25 jaar. En Andrew, kyk net hoe mooi lyk hierdie touwerk wat julle hier so omgesit het. Ja, dis vir ons eie ou dingetjie daai, Rian, dis redelik uniek maar in ons werk. Ja, al hierdie fyn goedjies wat tel, né? Is so. Nou Andrew, jy het nou hierdie mooi werk hier so gedoen. Wat maak retrofitting beter as ander besighede?
Weet jy, Rian, ons maatskappy hardloop nou 30 jaar. Maar ek dink die belangrikste, of een van die belangrikste elemente daarvan is werklike naverkoopdiens. Werklike omsien na ons waarborge. En die belangrikste vir my, as ek nou 'n nuwe graafstak moes koop, sou ek gesê het, wel ek wil die mense se werk sien. Ja. En daar kan ek vir jou sê, ons het 2 baie mooi kantoor fasiliteite waar vertoonlokale. So mense kan eintlik net fisies inkom en kom kyk hoe lyk julle werk daar. Hulle kan daar kies, hulle kan eintlik hulle beplanning daar. Dis reg, ons het etlike voorbeelde daar. Ja. Vragte foto's waar mense mooi kan kom kyk. Ons het natuurlik ons webwerf ook. Andrew, as iemand nou 'n dak wil laat dek of 'n nuwe lapa bou, waarna moet hulle kyk? Wat is daai vangpunte wat hulle moet van weet? Mense moet seker maak dat wie hulle aanstel en gebruik op hulle plek moet 'n lid wees van die Suid-Afrikaanse Dekkersvereniging. Nou as ek nie jou kliënt is nie, wat moet ek vir jou vra? Die dag as jy by my instap en sê, hoor jy, ek wil nou 'n nuwe lapa hê, maar bewys vir my dat jy behoort in hierdie vereniging. Ja, dit is bitter belangrik. Lidmaatskap is belangrik, maar die bewys van lidmaatskap is net so belangrik. Ja. Daar is selfs al 'n element van bedrog ontdek in die laaste jaar oor hierdie aangeleentheid waar mense sê hulle is lede, maar hulle is nie lede nie. Hulle kan na die Dekkersvereniging se webwerf toe gaan, dit is baie vrylik beskikbaar. Andrew, baie dankie. Net 'n plesier, ja. So raak jy nou sien, kry vir jou iemand wat weet wat hy doen. Kry die regte mense, want dan weet jy gaan gelukkig wees. Ja, ou backyard mechanic kry om jou kar reg te kry nie. Kry ook hier op die bakkie om jou dak te slaan. Jy kry die regte mense. Nou ons het hierdie pragtige lapa hierso, maar kyk nou net na hierdie pragtige liggetjies wat hier teen die muur is. Hierso is ene, daai ene het nie eens meer 'n skerm nie. So ek dink hierdie is die regte plek waar ons nuwe Herolax ligte kan insit. En wat se lapas onder 'n bar? Moenie weggaan nie.